Dis my opvallend hoeveel liefde in hierdie gemeente is. Hoe baie mense sê vir mekaar, ek is lief vir jou. En jy kan dit ervaar dat hulle dit bedoel. Baie mense wat van buite af hier inkom, wat by ons kom kuier, het dit hoeveel kere al gesê, hulle ervaar soveel liefde in hierdie gemeente. Opregte, omgee liefde. En dis awesome, is fantasties. Dis 'n wonderlike voorreg vir my ook om deel van hierdie gemeente te kan wees. En ek eer die Here daarvoor vir wat hy in hierdie gemeente doen. Alhoewel daar so baie omgee en liefde hierso is dit dikwels nie so by ons huise nie. En daaroor gaan ek op 'n volgende keer bietjie meer spesifiek praat, wanneer julle dit die minste verwag, gaan ek daaroor praat. Maar kom ons gesels so bietjie oor, wat is liefde en hoekom het ons dit nodig en hoekom maak dit ons baie keer bang? In 'n wêreld vol lelike goed, aaklige dinge wat gebeur, het ek en jy liefde soveel meer nodig in ons lewens. Liefde vul ons grootste verlange en begeertes. Liefde maak dit vir ons vol. Tog in die praktyk, en ook baie keer in ons huise, is onvoorwaardelike liefde een van die moeilikste dinge om te glo, om te aanvaar, om te vat en te sê, ek vat dit. Hoekom is dit so? Is omdat ons nie werklik verstaan wat liefde is nie. Onthou, liefde is meer as 'n gevoel. En die van julle wat ek al getrou het, so baie al hierdie gehoor het ook. Dis meer as 'n gevoel, dis meer as verliefdheid, dis meer as welis. Liefde is 'n onfeilbare toewyding aan iemand anders. Dit beteken, dis 'n commitment. Dit is 'n werkwoord. Liefde val nie net uit die lug uit nie, is nie 'n pie in the sky nie. En is sommer maar net, dis maar net hier nie. Om lief te wees vir iemand is 'n werkwoord. Dit is toewyding. Dis toewyding. Jy moet committed, regtig committed wees wanneer jy sê ek is lief vir jou. Maar ook maak liefde ons kwesbaar. Dit ontbloot ons so 'n bietjie. Dit maak ons harte oop wanneer ons begin praat van liefde. Om vir iemand te sê ek is lief vir jou, veral vir jou huweliksmaat, is om jouself te gee. En julle weet, ek sê dit altyd in die voorhuwelikse kursus, wanneer ek paartjies trou. Dit beteken, jy sterf aan jouself. Jy lewe nie meer vir jouself nie, jy leef vir jou man of jou vrou. Dis die belangrikste persoon. Dis dieselfde met ons kinders, dis dieselfde met vriendskappe. Moenie net sê, ek is lief vir jou nie. Pastoor, ek is lief vir jou. Jy's nee, besef wat jy sê. Ons is maklik, my brother, en ons druk mekaar. My sissa, ek is lief vir jou. Jy maak jouself oop. Besef wat jy sê, voordat jy net sê, ek is lief vir jou. Soos ek gesê het, liefde maak jou kwesbaar. Die kans is baie goed dat jou hart gebreek gaan word, dat jy seer gaan kry. Die kans is baie goed, ek jou amper waarborg. As jy nie wil seer kry nie, moenie jou hart vir iemand gee nie. Moenie vir iemand sê, ek is lief vir jou nie. Om al ons liefde te gee,
beteken dat ons nie sal toelaat dat die gebrokenheid van ander ons sal forceer om op te hou lief hê nie. Maak nie saak hoe die ander persoon optree nie, veral in ons huwelike. Opregte liefde beteken ek hou aan om lief te gee. Ek praat nie van 'n abusive verhouding nie. Ons almal het swakhede. Maak nie saak of jy vanoggend dink, man, ek is die enigste in hierdie wêreld wat reg is nie. Ek is niemand kan my vertel nie. Onthou julle, ek het laasweek gepraat van my 2 reëls. Nee, ek het Woensdag gepraat by die manne ontbyt van my 2 reëls wat ek in my lewe gehad het. Ek het 2 reëls gehad. Andre sal dit onthou, dit was my kantoor teen die muur ook gewees. Reël nommer 1, ek is altyd reg. Reël nommer 2, indien ek verkeerd is, check reël 1. Ja. Nee, jy is nie. Nee, ek was ook nie. En ek is nie. Ons is nie altyd reg nie. Vandag se lewe sien ons liefde en verhoudings eintlik as wat kan ek skoor? Wat kan ek kry uit hierdie verhouding uit? Om in 'n verhouding met iemand te gaan, selfs 'n vriendskapverhouding, is soos 'n voorhuwelikse kontrak. Ek gaan in hierdie dinge net as ek iets kan kry en net as my belange beskerm is. Julle weet mos, ons skryf daai kontrakkie. Hierdie is myne, daai is joune, hierdie is so. Kontrakte. Hoekom is daar 'n kontrak in jou liefde? Hoekom is daar 'n kontrak? Voorwaardes gekoppel aan jou omgee vir iemand anderste. Onvoorwaardelike liefde maak daarom nie vir ons sin nie, want dit gaan oor my. Want wanneer ons onvoorwaardelik wil lief hê, dan moet ons sê ek gee nie om nie. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor my man, dit gaan oor my vrou, dit gaan oor my vriende, dit gaan oor my kinders, dit gaan oor iemand anders. Onthou, God het ons lief gehad, want hy is liefde. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ek en jy nog vuil besmet was, vol sonde, het die Here al vir ons lief gehad. Sonder voorwaardes. Jesus se liefde aan die kruis was vir elke ene van ons. Sonder voorwaardes. God is die oorsprong, hy is die oorsaak van liefde, want hy is liefde, dis sy wese, dis wie hy is. Onthou 1 Johannes 4 vers 19, hy het ons eerste lief gehad, want hy is liefde. Al God se optrede, alles rondom hom, wys liefde. Liefde is nie net 'n morele standaard nie. Liefde is persoonlik, liefde is intens, liefde is die binnekant. Dis jou wese. Dis alles, dit consume alles. Dis die bron van waaruit ons moet lewe, waaruit alles moet uitkom, is uit liefde uit. Maar in vandag se samelewing sleep liefde hierso neers in die agterspeen trek en hy sleep hier agter in die koei se stert saam. Want ons weet nie wat is liefde nie. God se liefde agtervolg ons. God se liefde gee vir ons lewe. Dit gee vir ons waarde in ons lewens. Onvoorwaardelike liefde klink heeltemal onlogies. Ons koppies wil dit nie vat nie. Mense is bang. Hulle kry seer. God is nie bang daarvoor nie. Want sy hele wese is liefde. God se reaksies is altyd in ooreenstemming met sy liefde. Hulle is volmaakte uitdrukkings van sy trou, van sy omgee, van sy wonderlike liefde. Die probleem is in die teenwoordigheid. Ons is in die Here se liefdevolle teenwoordigheid. Ons ervaar sy liefde, maar ons kan dit nie gee nie. Ons deel dit nie uit nie.
Weer kom dit terug na ons selfsugtigheid toe. Maar weet julle, Jesus Christus was die kwesbaarste mens wat daar ooit was. Hy kom eintlik en hy breek ons selfsugtigheid en hy breek ons trots deur sy uiterste vernedering. Gemartel, geslaan, stikkend. Kaal hange in die kruis. Vernederd aan die kruis. Dis wat liefde doen. Dis wat liefde doen. Geen nie om vir die vernedering nie. Geen nie om vir die seer nie. Geen nie om vir die bespotting nie. Dis liefde. Dis volmaakte, wonderlike liefde. Om daai seer te dra vir die wat jy lief is. Om die vernedering te dra vir die wat jy lief is. Hoeveel keer hier sê ons vir mekaar, ek is lief vir jou. Maar daar buite in die straat, maak jy vir jou boetie nie ken nie. Daar by jou werk, nee, daai Bible pusher, dan praat ek hier agteraf saam met ander mense. Is dit liefde? Is dit God se liefde? Wanneer ons sien iemand kry swaar, en ons kyk maar aan die ander kant, is dit liefde? Dis nie Jesus se liefde nie. Dis nie liefde nie. Hy het homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Die dood in die kruis. Ek en jy wil nie skaam kry vir 'n boetie of 'n sussie nie. Ons wil nie skaam kry vir Jesus nie. Want ons moet opstaan. En sê, moenie so praat van my Here nie. Dan shut up ons. Waar is die liefde? 2 Korintiërs 5:19, hy het ons deur Christus met homself versoen en verwag van ons om hierdie boodskap van versoening te leef en te verkondig. As ek en jy vir Jesus aangeneem het, verander alles. Verander alles. Want hierdie onvoorwaardelike liefde van Christus kom woon in ons. Dis die veiligste plek, is daai liefde van God. Daai onvoorwaardelike liefde. En die Here verwag deur hierdie skrifgedeelte ook dat ek en jy dit moet uitleef en uitdra en praat na buite toe. Ons het liefde meer nodig as enige iets. Dis die belangrikste ding wat ek en jy in ons lewens nodig het, is liefde. En ons kry hierdie onvoorwaardelike liefde by Jesus Christus. Hy ken ons. Hy ken ons. Hy weet wie ek is, man. Hy weet wie ek is daar by my huis. Hy weet wie ek is wanneer iemand voor my inry. Hy weet. Hy weet wie jy is. Ons sit almal hier so mooi vroom in die kerk. As jy hier uitstap, vanaand daar voor jou komputer, hy weet wie jy is. Môre as jy by daai myn instap, hy weet wie jy is. Ek sê nie 'n keer goed wat jy doen nie, maar sy liefde bly daar. Ek en jy sê ons is lief vir die Here. Hoekom kry jy nie klaar met daai rubbish in jou lewe nie? Hoekom kry jy nie klaar met daai sonde waarin jy vashou nie? Hoekom hou jy vas aan dit? Ons bid altyd en sê, Here, ek is lief vir U. O Here, ek is so lief vir U. Regtig? Regtig? Wys jou lewe dit. Wys my lewe dit. As ek bereid om my rubbish vir my te los, omdat ek regtig lief is vir die Here. Waar staan jy?
Party van ons kom uit liefdevolle huise uit. Dit is vir ons makliker om liefde aan ander te wys. Ander is nie so gelukkig nie. Vir party mense is liefde 'n onbekende emosie, veral wanneer hulle dit moet wys. Hulle persepsie van liefde kan ook negatief wees, want baie keer was mense beheer. Ek is lief vir jou, dis hoekom ek jou slaan. Ek is lief vir jou, dis hoekom ek jou hok. En ek praat nie van kinders wat gestraf moet word nie, kinders moet gestraf word. Kinders moet gestraf word, dis liefde. Dis liefde, om jou kinders te straf wanneer hulle stout is. Ek praat van wanneer daar manipulasies is, wanneer daar trauma is. Daai mense verstaan nie wat liefde is nie, want hulle dink dis hoe dit moet wees. Daarom is hulle persepsie van liefde irrasioneel. Kyk maar net na die beeld wat mense vir ons gee, al die jare, van liefde. 'n Prinses ontmoet 'n prins wat haar red van die wrede draak en hulle lewe vir altyd saam, ewig en gelukkig. Wat sê daai storie ding altyd? They live happily forever after. Ja. Dis baie keer die idee van liefde waarmee ons groot word. Maar wanneer ek en jy besef dat geen prins perfek is nie, dat liefde soms seer maak, dan besef ons die realiteit, en as ons met hierdie verwronge beeld groot geword het, dan dink ons maar dis nie liefde nie, want liefde is happily ever after. Jy gaan beklei in jou huwelik, jy gaan, dis so. Maar daai ware liefde en daai opoffering gaan bepaal of gaan jy deur dit kan werk. Gaan ons kan vergewe, gaan ons kan vorentoe gaan. Vriendskappe dieselfde. Ons knip sommer net 'n ding af. Is klaar. Hy's uit my lewe uit, hy's verby. Regtig. Daar kom vergewensgesindheid ook sommer weer in. En saam met liefde moet loop, waar ons vanaand gaan praat. Ons moet kan vergewe, ons moet kan aangaan, ons moet kan regmaak. Onthou, liefde is meer as 'n emosie. Dis werk. Dis werk om lief te hê. Daai verliefdheid, daai chemiese reaksie in jou brein. Ooh, I love you to pieces. Ja, het gaan met tyd bietjie weg. Want die plooie raak meer. Die manne se pense raak so bietjie groter en verloor die six-pack. Die chemistry raak weg. Dis verliefdheid. Werklike liefde kom uit die bron uit van liefde, en dis God. Dis ons verhouding met God. Ek gaan vir ons afsluit met 1 Korintiërs 13. Hoe onontbeerlik die liefde is. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom en 'n klinkende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al sou ek alle geheime kon ontrafel, en al die kennis ter wêreld het, en al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul gewees het. En al sou ek al my besittings vir die armes gee, en selfs my liggaam opoffer, sodat ek daardeur my daarop kan beroem, en ek kom die liefde kort, dan sou dit my niks help nie. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. En is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hoor mooi. Hoor mooi. Liefde is nie kort van draad nie. En dit hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Liefde beteken ek vergewe. Ek skryf dit af. Ek onthou nie weer van dit nie. Dit treur oor onreg wat plaasvind. En dit juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Manne, vroue, julle getroude paartjies. Ja.
Ja. Dit bly stil oor mekaar se foute. Hou op om mekaar se foute uit te wys en te hamer op die goed, man. Jy het ook foute. Vrek. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan hoop en dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie, maar profesie sal tot niet gaan, die spreek in tale sal ophou en kennis sal verouderd raak. Ons ken maar net ten dele en ons profeteer maar net ten dele. Wanneer die volmaakte egter gekom het, sal die onvolmaakte uitgedien wees. Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Nou sien ons dinge nog net vaag weg in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Hoor gou hierso. En met hierdie belangrike vers, maak dit deel van jou lewe. Al wat altyd sal bly is geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. Dit bly. En dis die goddelike liefde waarvan hier gepraat word. Die volmaakte agape liefde. Amen. Amen. Baie dankie Abba Vader. Here, dat U vir ons net vanoggend weer kom herinner het van die volmaakte goddelike liefde en hoe U vir ons liefhet en hoe U verwag ons moet vir ander mense lief wees. Help vir ons, Here, deur ons swakhede. Baie van ons het 'n verkeerde beeld van liefde. Baie van ons, Here, het nog nooit regte liefde ervaar nie. En ek bid vir elke ene, Here, wat nie daardie opregte, werklike omgee liefde al in sy of haar lewe ervaar het nie, Here, dat hulle 'n persoonlike ontmoeting sal hê met U, dat daai liefde van U wat so alles oorweldigend is, deur elke ene sal spoel. Ek wil bid, Here, dat ons na mekaar sal kyk, na ons huweliksmaats, na ons gesinslede, maar ook na ons vriende en ons medegelowiges deur die bril van die volmaakte agape liefde. Here, dat ons sal uitreik vir mekaar, dat ons sal omgee, dat ons verskille sal uitsorteer, dat ons mekaar sal verdra, Here, en dat ons ook U liefde sal uitdra aan hulle buite die gemeente. Dankie vir die genade, dankie vir die guns. U is 'n wonderlike, super fantastiese God, en dit is vir ons 'n voorreg om U te mag dien. Here, mag U wil in ons lewens geskied, en mag ons U verheerlik, is ons gebed in Jesus naam. Amen.